baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. In Hebreërs 12 vers 1, die tweede deel tot vers 2, die eerste deel, staan hierdie woorde: Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinder van ons geloof. Nou ons hoor mos baie keer van wedlope of resies. Partykeer is dit 'n maraton wat gehardloop word en ander kere is dit dalk 'n fietswedren of ons hoor baie keer van hierdie dinge. Nou om vir so iets in te skryf is nie te moeilik nie. Ek het sommer net so 'n bietjie gaan kyk ook omdat daar vriende van my al van hierdie wedlope daaraan deelgeneem het. Ek sommer net gaan kyk wat maak jy en dit lyk vir my die meeste van die tyd gaan jy net op die webwerf en jy klik daar op 'n sekere punt en dan skryf jy in. Dit is nie so moeilik nie. Maar om op te daag is 'n bietjie groter uitdaging, veral as dit ver is. Jy moet nou logistiese dinge uitsorteer. Jy moet ry en jy moet dalk bly en jy moet eet en daar's so 'n paar logistiese uitdagings om op te daag. Maar dis ook hanteerbaar. Maar die wedloop, om daaraan deel te neem en om dit te voltooi, dit is nie altyd so maklik nie, want gewoonlik beteken dit knats op jou tande, om uit te hou, om te sê wanneer jou liggaam sê ek kan nie meer nie, dat jy sê nee, ek moet nog aangaan, ek kan nie nou ophou nie. Jy weet ek het hard gewerk en ek wil so graag klaarmaak. Dan kom nie moeilik. Daai aanhou en uithou en vasbyt en jy pyne en jou liggaam is seer en jou kop sê vir jou wat op dese aarde het jou besiel. En dan moet jy vir jou kop sê, nee, ons fokus. Dis nie so maklik nie. Nou dit het my baie laat dink oor die wedloop van die lewe. Die wedloop wat ons besig is om te hardloop in die lewe. Waar ons almal van deel is, né? Almal van ons is in die wedloop van die lewe. Nou wat is die ding wat vir ons suksesvol laat wees in die lewenswedloop? Soos wat jy inskryf vir 'n resies of 'n wedloop of 'n wat ook al, so het jy het sekere mikpunte. Wat is jou mikpunt in die wedloop van die lewe? Hebreërs sê vir ons twee goeders. As jy suksesvol wil wees, nommer 1, moet jy bereid wees om te volhard. Jy moet volhard in hierdie wedloop, want kom ons wees nou maar eerlik met mekaar, om 'n kind van God te wees is glad nie so maklik nie. Om God se wil te soek en God se wil te doen, beteken die moeilik, want jy moet jou eie wil ondergeskik stel en dis moeilik. Om te volhard beteken om te sê ek leef nie volgens die wêreldse standaarde nie. Ek leef nie volgens die wêreldse norme en waardes nie. Ek leef volgens Christus se waardes en norme en Christus se standaarde. Dit maak my baie keer 'n vreemdeling. Baie keer sal ek alleen staan en dan sê ek nee, ek gaan volhard want ek wil graag hierdie wedloop suksesvol afhandel. Die tweede ding is natuurlik dit wat Hebreërs vir ons sê, ons moet 'n doel hê. Jesus voor oë, hou jou oog op Jesus. Nou ons het 'n sekere doel waarmee ons geskep is. Genesis 1:26 sê, ons is na God se beeld geskep om hom te verteenwoordig. So dit beteken, alles wat jy doen moet iets van God wys, oral waar jy beweeg jy as verteenwoordiger van God. So dit is ons doel, ons het hierdie doel voor oë, om God uit te straal, om sy verteenwoordiger te wees in hierdie lewe.
So ek wil vir jou vra, jy's besig soos ek op die wedloop van die lewe te hardloop. Is ons suksesvol of het ons dalk al langs die pad uitgeval? Net 'n laaste vinnige voorbeeld. 1972, Dave Wattle hardloop die Olimpiese spele 800 meter. Een van die gunstelinge. En hy sukkel. Die eerste 500 meter hardloop hy heel laaste. Maar daarna begin hy inhaal en die een deelnemer na die ander een gaan hy verby. Hy wen die 800 meter se goue medalje met 0.03 van 'n sekonde. Hoekom? Want hy het die goue medalje voor oë gehou en hy het volhard. Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.